Liewe vriende, ons is besig met 'n reeks oor 'n gemeente wat staan. En rondom daai tema het ons verskeie onderlinge temas. Ons het begin Sondagoggend deur te sê, waar is my boekmerkies? Ons is 'n gemeente wat ontstaan. Ons het 'n bietjie gesels oor die geskiedenis van hierdie gemeente en toe ook bietjie 'n lyn deurgetrek na die ontstaan van die gemeente van Filippi en hoe hierdie twee gemeentes eintlik baie dinge in gemeen het. En ons het gisteraand gepraat oor 'n gemeente wat verstaan en waaroor gaan dit eintlik? Wat was Paulus se hoofpunt waaroor hy by hierdie gemeente wou tuisbring en wat hy tot vandag toe ook by ons wil tuisbring is dat liefde is eintlik die sleutel om die koninkryk van God raak te sien. En liefde is ook die sleutel wat ons gebruik in ons eie lewens. Wanneer ons liefhet, dan raak God se koninkryk sigbaar vir hulle wat daar buite is. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n gemeente wat sterk staan. Kom, ek bid vir ons. Hemelse Vader, baie dankie vir vanaand, vir elkeen wat vanaand hier is en dat ons in 'n stuk afwagting kan beleef om ook te hoor wat U vanaand vir ons deur U woord en deur U Gees gaan sê. Ag, dankie Here dat ons so lekker saam kon sing en in ons liedere ook U naam kon groot maak. Deur ons lofgesang ook kan getuig van hierdie opgestane Here Jesus wat lewe. Here, en wat lewe bring en in ons en deur ons liefde, vreugde en hoop vir hierdie wêreld gee. Here, wees vanaand hier teenwoordig, kom praat met ons luister. Amen. Julle, ons bly in 'n wonderlike wêreld. Daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat 'n ou kan kyk na en jy kan dit waardeer en sê, "Sjoe, maar dis mooi." Ek praat nou van die mooi van 'n berg. As die son dalk net so oor hom kom, of die see, daar op 'n plek waar die branders teen daai rotse slaan en die skuim spat so op. Of iewers hier as jy 'n sekere tyd van die jaar, die Augustus maand, daar in die graanlande, in die Swartlandry, en jy sien hier geel canola en die groen van die koring so staan. Ag, daar's baie mooi in die wêreld en mense ook. Och, daar's dan wonderlike mense. Mense wat dis so lekker om hulle te ken. Ons praat ons van lekker mense. Maar mense wat ook vir 'n ou inspireer en 'n ou tot voorbeeld is in die manier hoe hulle omgaan met ander en met jou. Dit is 'n wonderlike wêreld waarin ons bly. Maar dit is ook so. Daar is maar ook baie ellende. En daar is baie lelik ook in hierdie lewe. En mense wat teenspoed beleef en tragedies en rampe. Daar is ook daai deel van die lewe. En ons moet dit ook besef. Paulus praat ook van daai, maar hy het 'n ander manier van kyk daarna. Nou, een van die grootste tragedies van ons moderne tyd was seker dit wat afgespeel het tydens die Tweede Wêreldoorlog. Ek het gedog dis net my pa wat altyd het gesê, toe hoor ek nou die dag iemand anders sê dit ook. My pa het altyd as ons kinders so begin moan oor klein goedjies, oor nonsens. Hy sê, luister, hou nou op moan, die Tweede Wêreldoorlog was baie erger. Ken jy daai? So dit was nie net my pa wat het gesê nie. Maar die realiteit was die Tweede Wêreldoorlog was iets verskrikliks en veral die Duitsers, die Nasies wat tydens die Tweede Wêreldoorlog meer as 6 miljoen Jode doodgemaak het. Meer as 1,1 miljoen van daai Jode is in een konsentrasiekamp in Pole doodgemaak met die naam Auschwitz. En het die voorreg, alhoewel ek sê nou voorreg, kom ons sê maar die geleentheid gehad om in 2004 hierdie Auschwitz konsentrasiekamp te besoek. Ek dink daar is 'n fotootjie, Marcus, as jy ons voor daar kan opgooi. Nog enetjie aan daarso. Dis by die ingang van Auschwitz.
So die eerste keer wat ek sneeu sien val het. Ek het nog nooit in my lewe sneeu oor die lug sien val nie. Dis die eerste keer daai dag wat ek daar was. Julle, en dit was eintlik 'n sielsmergelende ervaring. Ek wil nie eers te veel daaroor praat nie, maar dan gaan ek weer emosioneel raak. Maar die een ding wat my verskriklik aangegryp het, daar was hierdie een vertrek wat seker so groot is soos hierdie hele vleuel wat hier is, wat tot so hoog van die grond af gestapel was met teddybere en poppe en kinderspeelgoed. En net daai besef, hierdie kinders is almal doodgemaak. Kinders, vrouens, mans, ou mense, jong mense, voor die voet. En dit is nie as mense beskou nie. Dis 'n fotootjie van so lyk die gaskamers waar hulle die mense ingejaag het. Die mense het gedink hulle het vir hulle gesê hulle moet hulle saniteer, hulle moet stort. En dan is hulle vergas. Die laaste fotootjie daar so, Marcus. Volgende enetjie? Of is dit die laaste een? O, ja, dit is maar net ook so oorsig oor die barakke waarin hulle hierdie mense hulle oorgebly het tot hulle vergas is. Ja, ek kan nie regtig waar dink aan 'n groter tragedie in die moderne geskiedenis as 6 miljoen mense wat uitvermoor is net oor hulle herkoms nie. Maar tog is daar ook in Auschwitz verhale van hoop. Ook daar het die hoop deurgeskemer. En een van hierdie verhale van hoop word vertel deur Rabbi Hugo Gabriel Grein. Hy is ook 'n BBC-omroeper daar in Engeland. En hy vertel dat hy op 14-jarige ouderdom, hy, sy pa, sy broer en sy ma op 'n trein gelaai is in die destydse Tsjechoslowakye, wat vandag deel is van die Oekraïne, en met hierdie trein geneem is na Auschwitz. En op die oomblik het net hy en sy pa oorleef. Hy vertel dat in hulle tyd in Auschwitz hierdie Joodse fees, die Hittefees, aangebreek, wat vir die Jode 'n baie spesiale betekenis was. En hoe sy pa daai aand 'n homp van hulle botter gevat het om 'n lampie daarvan te maak en hierdie lampie aan te steek. En hy het vir sy pa gevra, pa, hoekom doen jy dit? Want kos was skaars. Daar het amper net soveel mense van die honger en die koue doodgegaan in Auschwitz as wat hulle doodgegaan het van die gaskamers. En nou vat sy pa 'n klomp van hierdie botter en hy maak 'n lampie daarvan. En sy pa het vir hom gesê, my seun, weet jy, ons weet 'n mens kan min of meer 3 weke leef sonder kos. Maar 'n mens kan nie 3 minute leef sonder hoop nie. En dit is so waar. En dis hoekom ons hier sit, dis hoekom ons lewe, want iewers in ons is daar 'n stuk hoop. Ons sien kans om aan te gaan met die lewe. Ek gaan vir ons lees vanaand uit Filippense, daar vanaf vers 12. Filippense 1 vanaf vers 12. Die opskrifie is bevordering van die evangelie ondanks gevangenskap. En dan skryf Paulus: Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is of iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eerstgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak. En daaroor is ek bly. Ek sal my ook verder verbly, want ek weet dit alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan.
Dit is my vurige verlange. En daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met die vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Paulus skryf hierdie brief om hoop te gee aan Filippense. Ons het gister ook al agtergekom dat Paulus het 'n besonderse band met hierdie gemeentetjie gehad. Ek weet nou nie of Paulus 'n witbroodjie gemeente gehad het nie, maar ek dink as hy nou 'n witbroodjie gemeente gehad het, dan was dit nou hierdie een. En die ironie is, Paulus sit hier in die tronk of onder huisarrest, maar hy is nie oor homself bekommerd nie, hy is bekommerd oor hierdie klomp Filippense wat hulle oor hom bekommerd. Sê maar, julle moenie oor my bekommerd wees nie. Julle moenie oor my bekommerd of neerslagtig wees die feit dat ek hier in gevangenskap sit nie. Paulus het sy omstandighede in 'n besonderse positiewe lig gesien en hy wil hê dat hulle dit ook so moet sien. En hierdie positiwiteit straal vanuit sy verhouding met die Here, dat hy weet hy's 'n slaaf, 'n doulos van Jesus Christus en dat sy eienaar baie mooi na hom gaan kyk binne alles. En hiervanuit spruit sy dankbaarheid en sy blydskap en hierdie absolute vertroue wat hy in God het. En julle moet mooi verstaan, dis nie dat dit nou regtig waar goed gegaan het met Paulus terwyl hy hier in gevangenskap was nie. Ja, dit is so dat hy waarskynlik nou nie in 'n ondergrondse selletjie met geen lig of lug was nie. Ons lees hy was onder huisarrest en onder die omstandighede lei ons af, dit was waarskynlik 'n klein huisie of 'n gebouetjie wat op die paleisgronde was. Maar sy vryheid is beperk. Hy kon nie uitgaan nie. Hy kon nêrens heen gaan nie. Al wat hy geken het is hierdie mure rondom hom. Maar dit het hom nie neerslagtig gemaak nie. Nee, hy het die beste daarvan gemaak. En dan iets anders wat ek nou kan dink wat ook by my sou gespook het, as ek nou in daai huisarrest gesit het. Hy het gewag vir die keiser om 'n uitspraak te lewer of hy gaan lewe en of hy gaan sterwe. Kan jy dink hoe dit moet wees om elke dag met daai swaard oor jou kop te leef? Jy weet nie of jy môre dalk nog gaan leef nie. En dan ten spyte van dit alles is hy blymoedig. Hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, spreek van hierdie absolute blymoedigheid waarmee hy leef, van 'n positiewe gemoedstemming. En nie net hierdie gedeelte nie, eintlik die hele brief van Filippense is 'n brief van hoop en vreugde. Dis asof Paulus vir hulle kom sê, luister, raak nou kalm, ek weet julle is nou bekommerd oor my, en julle hoor dalk verskriklike dinge van hoe dit met my gaan hierso in Rome, maar dit is eintlik 'n goeie ding dat ek hier is. Dit is 'n goeie ding vir my en 'n goeie ding vir die evangelie. En dan verduidelik hy vir hulle. Hy sê vir hulle, weet julle, hier waar ek is, het ek kontak met die paleiswag, die keiserlike wag, en die buitebybelse geskiedenisbronne sê vir ons dat daai keiserlike wag wat oor die paleis ons wag het, bestaan omtrent uit 9000 soldate wat geroteer het. Hy sê, "Sjoe, wat 'n wonderlike geleentheid." Hulle het nou al agtergekom dat ek is nie 'n gewone krimineel nie. Hulle almal weet ek is hier omdat ek in Jesus Christus my geloof bely.
En ek het al die kans gehad met hulle te praat en die evangelie met hulle te deel. En daarom is hierdie eintlik 'n wonderlike geleentheid. En in die tweede plek sê hy vir hulle, en terwyl ek nou hier is, die mense, die ander gelowiges, wat hoor van my gevangenskap, en wat kennis neem van die blymoedigheid waarmee ek dit aanvaar, hulle word geïnspireer daardeur en gemotiveer om met groter vrymoedigheid ook die evangelie weer van hulle kant af met ander te deel. In vers 15 en 18 noem Paulus dat daar ook mense is wat die evangelie verkondig met onsuiwer bedoelings. Julle, dit is vir my so mooi dat Paulus dit ook noem en dat ons dit vandag kan lees, want dit sê vir ons iets van ons kerk waaraan ons behoort. En ek praat nou nie van moedergemeente spesifiek nie, ek praat nou oor die kerk in Hebreë. Ons is nie 'n perfekte instansie nie. Ons het foute, ons maak foute, ons is 'n kerk wat bestaan uit sondaars, uit gebroke mense. En soms begin daai mense mekaar irriteer, soms raak hulle jaloers op mekaar, soms begin hulle mekaar wantrou, soms dryf mense hulle eie agendas, soms doen mense net dwaase dinge omdat hulle dink dit is dalk die regte ding om te doen. Ons is nie 'n perfekte kerkie, ons is nie perfekte mense nie, maar dit is waarvoor die Here Jesus gesterf het, en daarvoor het hy ook sy kerk vir ons as 'n geskenk gegee, dat ons binne in die kerk, in hierdie ruimte, ook mekaar kan ondersteun, en vir mekaar daar kan wees, en mekaar kan bemoedig, en in moeilike omstandighede vir mekaar kan bid. Weet julle, en dit is waaroor die evangelie gaan, en dit is wat Paulus ook vir hierdie mense wat nou bekommerd is oor hom dit vir hulle wil sê. Ons het in ons kerk, ek is nou so 'n bietjie van my stryk af, hulle het hom gaan hanteer, so julle hoef nou nie te worry daaroor nie. Ons het in ons kerk wonderlike mense, wat regtig waar as hulle weet, daar is iemand wat swaar kry, of daar's iemand wat hulp nodig het, of daar's iemand wat net 'n gebed nodig het, wat uit hulle pad uit sal gaan. So mens moet altyd die balans sien, en weet, ja, daar is altyd meer goeie mense in die kerk as slegte mense. Maar dan moet ek vir julle nou eerlik sê, ek is bly ook dalk oor die slegte mense wat in die kerk is, want is dit dan nou nie juis vir hulle wat die Here Jesus die nodigste het nie? Die Here Jesus het ook gesê, op 'n kol vir die fariseërs, jy weet, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Dis siek mense wat 'n dokter nodig het. Daai arme man wat nou hier ingestap het, ek weet nie wat sy storie is nie, maar dit is waarskynlik iemand wat regtig waar die Here ook nodig het in sy lewe. En nou wonder ek nou maar net, as hy nou die vrymoedigheid gehad het om net te kom sit, hoe sou ons dit hanteer het? Paulus sê, het hierdie wonderlike ding wat hy sê oor hierdie mense wat hom nou probeer sleg maak. En 'n klomp van hulle was mense van die Joodse geloof wat nog die wet aangehang het, wat gesê het, ja, jy kan 'n Christen wees, maar jy moet nog die wet ook onderhou. En Paulus het natuurlik ten sterkste teen gestaan, en daarom het hulle nie baie van hom gehou nie. Nou is hy in die tronk, en nou sien hulle 'n geleentheid. Terwyl Paulus in die tronk is, nou kan hulle rondgaan, en hulle kan die evangelie gaan verkondig, en hulle invloed sterker maak, en Paulus se invloed minder. Kyk, daar moet ek vir julle regtig waar sê, is Paulus 'n beter mens as ek. As ek nou so iets sou gehoor het, sou ek daarom nou 'n paar minder mooi dinge van daai ouens gesê het. Maar Paulus praat hulle nie sleg nie. Nee, hy sê, ja nee, ek weet van hulle. Maar weet julle wat? Dit gaan tog nie oor my nie. Ek is 'n slaaf van Jesus Christus. Dit gaan oor hom. En as die feit dat ek in hierdie tronk nou is, daai ouens aanspoor om nou met groter vrymoedigheid en ywer die evangelie te verkondig, en daar meer mense hoor van die Here Jesus, dan is dit mos 'n goeie ding.
So, ek is bly daaroor. Sjoe julle. Ek moet vir julle sê, hierdie gedeelte spreek my hart aan, want ek weet nie of ek heeltemal al daar is. Ek vergewe maklik, maar hier voel dit vir my Paulus, hy spreek hierdie ouens eintlik heeltemal vry. Maar dit is wat ons gesindheid moet wees. Dit gaan oor God se koninkryk. En ons moet altyd die groter prentjie raak sien. Ek het 'n kollega gehad in Porterville wat eendag hierdie uitdrukking gebruik het. En dis die eerste keer wat ek het gehoor het, maar ek dink julle het hom ook al gehoor, wat sê dat God kan 'n reguit hou slaan met 'n skewe stok. En daai uitdrukking het nogal 'n groot indruk op my gemaak. God kan 'n reguit hou slaan met 'n skewe stok. En ek is so dankbaar daaroor, want ons is eintlik almal skewe stokke. En God kan ons gebruik. God wil ons gebruik. Met al ons foute en tekortkominge kan en wil hy gebruik. Daar's 'n ander karakter in die Bybel wat iets soortgelyk gesê het. Sy woorde was, ek wonder of enigiemand kan weet wie het hierdie woorde gesê. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Kan enigiemand raai wie het dit gesê? Kom ek gee vir julle 'n leidraad. Dis in Genesis. Dis naby. Josef het dit vir sy broers gesê, nadat hulle na hom toe gekom het en voor hom neergeval het, en hulle was so bang, hy gaan hulle doodmaak hulle het hom as 'n slaaf verkoop. Hulle wou hom eintlik doodmaak op 'n kol. En Josef het hulle heeltemal vergewe en gesê, God wou hierdeur goed doen. Julle, dit is die tipe geloof wat getuig dat God alles ten goeie laat meewerk. Daar is nog iets wat vir Paulus in hierdie tyd, terwyl hy daar onder huisarrest was, hoop gegee het. En dit was dat mense vir hom gebid het. Paulus, weet ons, het geglo in die krag van gebed, was ook iemand wat baie ernstig was oor gebed en sy eie gebede. En hy was vas daarvan oortuig dat die feit dat hierdie gemeente van Filippi vir hom bid, gaan bydra dat hy vrygelaat gaan word. Daar is krag in gebed, liewe vriende. Ek dink ons beland soms in 'n roetine wat ons sekere gebede maar net bid, en is amper later 'n gewoonte dat ons besef nie dat wanneer ons bid, is dit nie maar net 'n preweling vir iewers 'n onsigbare mag wat ons dalk hoor, dalk nie, ons sê nou maar hierdie goed uit gewoonte nie. Nee, die oomblik as ons die Here aanroep in gebed, dan moet ons weet, daar's 'n liefdevolle God en Vader wat na ons luister, wat sy ore spits om te hoor, wat is dit wat ons vir hom wil sê. Dis die krag van gebed. En as jy ooit siek raak, as jy ooit deur 'n slegte tyd gaan, wil ek vir jou sê, weet, daar is mense wat vir jou bid. Jy weet nie eers van die mense wat vir jou bid nie. Elke Sondag, dit daar een van ons lyntjies, wanneer ons daai minuut van stil gebed doen. Ons bid vir hulle wat siek is en eensaam, alleen deur moeilike tye gaan. Ek sê dit al soos 'n rympie op, julle ken dit. Maar so 'n rympie soos dit mag wees, dis 'n opregte gebed. Ons ken dalk nie altyd die name vir diegene wat ons voorbid nie, maar God weet wie hulle is, en hy hoor ons gebede, en ek glo met my hele hart, dit maak 'n verskil. En daarom mag jy weet, liewe broer, liewe suster, dat as jy iewers eendag siek is, daar's 'n gebed wat vir jou opgaan, uit 'n gemeente wat vir jou liefhet en wat vir jou omgee. Vir Paulus sê hy, dit was vir hom 'n inspirasie. Hy weet dat hierdie gemeente vir hom bid en hy kry krag daaruit. En saam met dit weet hy ook dat die Gees van Christus ook by hom is, dat hy is nie alleen nie. In vers 20 en 21 kom Paulus en dan verklaar hy
ek wil amper sê sy lewenslogo, sy slagspreuk vir sy lewe, waarin hy sê dat hy wil niks doen waaroor hy hom ooit wil skaam voor God of sy medegelowiges. Inteendeel, hy wil deur sy hele lewe en ook met sy sterwe wil hy Jesus Christus verheerlik. Dis 'n kragtige stelling. Dis eintlik moet ons almal se lese vir ons lewe wees. Iets waarna ons elke oggend as ons opstaan vir onsself herinner dat ek vandag so sal lewe dat ek nie myself hoef te skaam voor my medemens of voor God nie, en dat ek op so 'n manier sal lewe dat God die eer sal kry. Paulus is 'n bietjie in 'n tweestryd wanneer hy hierdie gedeelte skryf. Want ja, dit was nie aldag maklik nie, en so blymoedig en positief soos hierdie brief was, wil ek tog sê Paulus was ook maar net 'n mens. Tog sekerlik was daar ook daai een oggend of 2 oggende wat hy die oggend gelê het en dink ek wil nie vandag uit die bed uitklim nie. Ek wil net lê. Ek het tog nêrens heen om te gaan nie. Wat hy dalk 'n bietjie mismoedig gevoel het. En om daai oomblik weer herinner is, maar dankie tog, hierdie lewe is nie al wat daar is nie. Daar is 'n erfenis vir my voorberei. Paulus praat baie oor ons hemelse erfenis. Die feit dat God vir ons roep om sy kinders te wees. Dat ons die koninkryk van God, die hemel gaan beerwe en saam gaan feesvier eendag saam met God. En wanneer hy aan hierdie prentjie begin dink, van daardie tyd en plek waar daar geen pyn en lyding en niks meer gaan wees nie, net vreugde en aanbidding voor God, dan klink dit mos nou baie beter as om hier te wees. Hy sê, ek wil eintlik gaan. Ek weet, dis beter daarso. Die Here kan my nou maar kom haal. Ek is reg. En nou hou hy homself so 'n bietjie terug. Hy sê maar, nee. Ek weet ook ek het werk hier om te doen. My werk is nog nie klaar nie. En terwille van die koninkryk en God se wil sal ek nog hier bly en vir hom arbei. Vir Paulus as 'n slaaf van God het dit nooit gegaan oor sy eie lewe nie. Dit alles het vir hom gegaan net oor hoe kan hy God verheerlik? Hoe kan hy die koninkryk van God uitbrei en uitbou? En hoe sy lewe waarde kan voeg tot ander mense se lewe en hulle geloof. En hy sluit sy brief af met 'n optimistiese gerusstelling. Want dis wat hy probeer doen. Hierdie gemeente van Filippense wat oor hom bekommerd, hulle moenie bekommerd wees oor hom nie. Wat hy sê, moenie oor my bekommerd wees nie. Julle sal oorgenoeg rede hê om Jesus te loof oor wat hy met my en deur my uitgerig het. En dit is dalk die een vraag wat ons vandag aan onsself kan vra. Die mense wat jou ken, het hulle rede om God te loof oor jou. En nou praat ek nie van jou onmiddellike gesin en familie, die mense wat naby is nie. Ek praat nou ook van mense wat 'n bietjie verder van jou is, die mense saam met wie jy werk, mense in die gemeenskap, mense wat oor jou pad kom. Het hulle rede om God te loof oor jou lewe? Dis nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Ons maak baie maklik verskonings hoekom ons dalk nou nie, jy weet, so 'n wonderlike getuie vir die Here Jesus is nie, want weet jy hoe besig is 'n mens? Die lewe gaan net so. Dis die werk, en dan is dit 'n ou se gesin, en dis heeltyd 'n rond hardloop en 'n rond geskarrel. As ek minder besig was en meer tyd gehad het, kon ek dalk meer vir die Here doen. Of, ek is 'n sterk introvert. Ek praat nie eintlik veel met ander mense nie. Of, ek is 'n groot sondaar. Mense weet dit, as ek begin praat oor die Here, gaan hulle my uitlag. Hulle gaan sê ek is skynheilig. Of my omstandighede is, ons het baie verskonings. Paulus kom wys hier, dat selfs al is jy in 'n tronk,
het ons eintlik geen verskoning om so te leef dat die evangelie verder gedra word nie. Inteendeel, Paulus kom sê, juis jou moeilike omstandighede moet jy dalk sien as 'n geleentheid. Dat waardeur jy ook al gaan, hoe moeilik dit ook al is, moet dit nie sien as 'n struikelblok nie, dis 'n geleentheid. Mense kyk nie na 'n persoon met wie dit goed gaan en 'n goeie verhouding met die Here het en wat praat oor hoe goed die Here is en dan sê hulle, "Sjoe, daai persoon het dan maar 'n wonderlike verhouding met die Here of hy aanbid 'n groot God nie." Weet julle wanneer doen mense dit? Wanneer dit met iemand regtig waar sleg gaan. Wanneer iemand rock bottom tref. Wanneer die een ramp en ellende en tragedie oor 'n persoon se pad kom en daai persoon bly vashou aan die Here en getuig van sy geloof en sy vertroue in God. Dan kyk mense na daai persoon en sê, "Jo, daai persoon aanbid 'n groot en 'n wonderlike God." Dis wanneer dit moeilik is om jou getuienis te leef, wanneer dit soms voel God pik op jou. Ek weet nie of julle dit al ervaar het, dit het al vir my so gevoel, en ek sê dit bely dit, dit het al vir my gevoel wanneer, dis die een slegte ding na 'n volgende wat met jou gebeur. Jy maak amper al reg vir die volgende, en jy later sê, "Ag Here, asseblief, spaar my nou net 'n rukkie, kan ek nie net 'n slag vir 'n rukkie goed gaan met my, of iets goeds met my gebeur nie." Voel of die Here op jou pik, of dinge net met jou sleg gaan, of dit die een ramp en tragedie in die lewe. Paulus kom wys vir ons, soek die Here in daardie tye. Soek 'n geleentheid om vir ander mense te wys, dat jy gee nie moed op nie, jy bly vertrou, en jy bly vertrou op die Here, en jy vind jou krag in hom. Liewe gemeente, mag dit so wees, dat wanneer die beproewing in jou lewe kom, en dit gaan kom, dit kom ons almal se lewe, dat jy jou krag, soos Paulus, sal vind daarin om te weet, jy staan nie alleen nie. Daar is medegelowiges wat vir jou bid. Meer is dit, die Heilige Gees, die Here Jesus Christus is deur sy Gees self by jou, om vir jou te ondersteun in jou krag en raad en wysheid te gee, om jou deur hierdie moeilike tyd te help. En mag jy dan ook weet, dat binne dit alles God se liefde in jou teenwoordig is, en nog steeds deur jou kan en moet werk. Mag dit so wees, dat om te lewe, vir jou ook Christus sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vandag hier, en ons besef, ons getuienis is dalk nie altyd so sterk soos wat dit kan wees nie. Ons laat soms geleenthede verbygaan, waar ons vir ander mense kan vertel van u grootheid en goedheid. Here, en vanaand wil ons maar net vir u kom vra, Here, kom help vir ons. Kom gee vir ons wysheid, om te weet, hierdie is 'n geleentheid. En gee vir ons dan die regte woorde, Here, om ook die lof en die heerlikheid vir u te gee. Here, mag my lewe, en elke man en vrou en kind wat vandag hier sit, mag ons lewens so wees, dat ander mense rede sal hê om u te loof en prys. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.